video te kyk en om spasie uitdrukking te doen vir daai paar sommetjies. Ja? Hulle was easy peasy vir almal. Hoopelik. Kyk, kom ons kyk. Ek gaan nou net iets so 'n bietjie op die bladsy werk. So daai was A. B. John, kom ons begin met jou. Wat het jy gesê vir B? Wat is sy uitdrukking? Nee, jy is nou by, jy het nou B en C. Kan julle daar dan net so 'n bietjie skuif dat hy nie van die bord af gaan nie asseblief. Dankie. Okay, C, laat ek hoor Heinrich. Ek het gesê konsentrasie in Henry. Praat maar, ek skryf my daar ding vat lank. Nee, maar wat hoekom is daar by die CO2 daar bo is daar 'n kwadraat. Ja, by die ja, daar's 'n 2 en daar's 'n 2. Sjap. Okay, sê vir my ammoniak. En dan op N2 en H2. Okay, het goeders missing. Daar moet 'n 2 wees, daar moet 'n 3 wees. Okay. Okay, D, laat ons hoor. Ek het gesê dis die konsentrasie van NO2 kwadraat op N2O4. Okay, E, laat ons hoor. Pylin. Hoekom nie? Nie geweet nie? O, jy het na die tyd teruggekom, Charles? Ek het konsentrasie van I2 en die konsentrasie van HCl kwadraat oor die konsentrasie van fluor 2 en die konsentrasie van HI kwadraat. Jy is ergens verkeerd. Die konsentrasie van I2 moet nie daar wees nie. I2 is jodium. Want hy is 'n solid en 'n solid kom nie in jou Kc vergelyking nie. Sjap? Hoor jy, Charles? Okay, so hy's 'n solid kom nie in jou vergelyking nie. Amorey, hoekom kom hy nie in jou vergelyking nie? Want net konsentrasie van gemeet word van 'n gas of 'n aqueous. Ja, oplossing. Konsentrasie is 1. Yes. Rikus, geef my F. Ek het gesê die konsentrasie van CO kwadraat oor CO2. Konsentrasie CO2. Daar is 'n C hoor. C. Goed, want daai koolstof is 'n solid kom nie daar in nie en dan G, Gina. Okay, maar O2 is 'n reagens en 'n reagense kom onder die lyn. So jy moet iets bo die lyn hê. Bo die lyn is 'n solid en amorey solid se konsentrasie is altyd 1. So dis 1 oor die konsentrasie van suurstof. Chap. Kyk, iemand 'n vraag daar, iets wat jy gemis het. Jy weet nie hoekom ek iets gedoen het nie. Sê weer? Die formule is mos die konsentrasie van die produkte oor die konsentrasie van die reagense, né? Nou dis net 'n reagens daar wat iets het. Maar die konsentrasie van die reagense moet onder die lyn wees. So daar moet iets bo die lyn wees. En ek het gister vir jou gesê 'n solid en 'n liquid se konsentrasies is altyd 1. Jy kan hom nie verder verdun nie. Dis hoekom daar 'n 1 daarbo is. Kyk, goed. Ja, alles reg, Ardo. Jesus, hoe voel jy? Amazing, Paul. Was ek nou jou ding gemerk het jy 0 gekry?
dit is waar, ek kan niks uitmaak oor daarvan nie, maar jy het nêrens 'n is gelyk aan teken nie. KC is gelyk aan, dan kry jy nie jou punt vir die formule nie. Okay. Goed. Dan is ek nou by ons laaste ding wat ons verander en dit is van druk. So ons het gehad, ja, is die laaste bladsy oop hierso. Kan nie onthou wat hy oop is hier nie. Op die eerste bladsy of ergens wat jy 'n gaatjie het, ergens wat jy 'n gaatjie het, wil ek net so lank 'n opsomming begin maak, okay? Tempo, die vorige hoofstuk, het ons 5 goeters verander. Tempo, het ons 5 goeters verander. En met Le Chatelier of met ewewig, het ons 3 goed wat ons verander. Okay, so met tempo het ons gehad, as iemand al 5 kan noem, dan gee ek vir jou 5 sweeties. Okay, Amorai, go for it. Die aard van die reaktant is gebruik, die kontakoppervlakte, die temperatuur, die katalysator en konsentrasie. Baie mooi. Ek het hulle neergeskryf soos ek gepraat het. Okay, so die aard van die stof, die, skus, hoeveel was daar? 1, 2, 3. 3. Sê weer? Okay, goed, so ons het gehad, die aard van die stof, menende sterk suur, swak suur, raai jy dit? Dat ons die kontak oppervlakte gehad, dan het ons gehad konsentrasie, ons het gehad temperatuur en ons het gehad 'n katalysator. Okay, so daai is die 5 goed waarmee ons die hele tyd gespeel het. Hoe kan ons iets laat vinniger gaan of laat stadiger gaan? Okay, is nou op die eerste bladsy maak ons 'n opsommingkie. Goed, of in jou skryfboek of ergens. Dan met Le Chatelier gaan ons 3 goed net verander. So die 3 goed wat ons verander, die eerste ding waarna ons gekyk het, is konsentrasie. Die tweede ding waarna ons gekyk het, is temperatuur. Dit was nou gister. En nou kyk ons, vandag gaan ons kyk na druk. Okay. Goed, nou wil ek gou vinnig net hê, jy moet gou jou kop organise. By hierdie hoofstuk, toe ons gepraat het oor konsentrasie, het ons gesê, sit in hakies druk, want druk het te doen met gasse, eintlik en konsentrasie het te doen met vloeistowwe. Okay, maar met Le Chatelier is dit 2 verskillende goed waarna ons kyk. Okay, of waarmee ons speel. So ons gaan 'n bietjie meer in diepte. So ons sê, kom ons kyk na hierdie een en kom ons kyk spesifiek na hierdie een. Dan met Le Chatelier het ons die KC-uitdrukking. Die enigste plek waar die KC gaan verander is by temperatuur. Dis die enigste plek waar die KC-waarde kan verander soos wat jy die temperatuur verander. Met 'n konsentrasie, omdat jy die een se konsentrasie hoër gaan maak, dan gaan dit weer gebruik word om daai se konsentrasie hoër te maak en dan kanselleer daai konsentrasies uit. Nou daar's 'n hele bewys daarvoor, maar dis iets wat jy glad nie hoef te weet nie. Okay, en om tyd te spaar, gaan ek nie daarin ingaan nie, want ek dink volgende week is daar 'n paar dae wat julle nie gaan skool hê nie, is dit al hierdie week? Volgende week. As gevolg van eksamens en dinge. Volgende donderdag. Julle weet daarvan? Mense wat toerisme skryf. Wie skryf toerisme nie? Sê weer? Dis die week ons bestuur fisieke. Wel, volgens my gaan julle nie skool toe kom daai dag nie. Nee, ons gaan net 'n uur uit die klas uitgeroep. Vir my gesê die seniors kom nie skool toe nie. Wag net gou, ek sal baie bly wees as toe. Ja, dan kom skool toe.
Ek is nou by maandag, okay, shit. Flip, dinsdag, vandag, periode 4. Wat gebeur vandag? Ek verstaan hierdie nog glad nie. Nee, luister nie, julle kom skool toe, julle moet skool toe kom asseblief. So as nog hierdie hoofstuk om klaar te maak en nog 'n hele ander hoofstuk voor julle eksamen begin. So asseblief kom skool toe. Anyway. Moet by die bly nie. Goed, ek gaan gou net vinnig sê. Met hierdie weer werk ons met die KC-uitdrukking. Wat is die KC-uitdrukking nou weer? Dis 'n verhouding tussen wat die reagense en produkte wat vir jou sê of jy gaan geld maak, basically. Of weer die effektiewe reaksie is. Die enigste ding wat jy kan verander wat die KC-waarde verander, is temperatuur. As jy die konsentrasie verander, sê nou maar van die reagense, gaan dit gebruik word om die produkte te maak en dan balanseer hulle mekaar weer uit. So alhoewel jy verandering gaan maak, gaan dit nie die KC-waarde verander nie, selfs met die drukking. Okay, dis iets wat jy moet weet. Ek het vir jouself 'n nota daarvan gemaak en geskryf. Dan gaan jy sien ons gaan praat oor katalisator hierso, maar wat doen 'n katalisator? Hy versnel nie die reaksie. So hy maak net dat albei vorentoe en terug vinniger gebeur. Hy gaan nie dat jy meer produkte het nie. Okay, goed. Dan is ek nou by die effek van druk. Okay. Nou die effek van druk gaan net 'n impak hê as jy by gasse is. Net by gasse en hulle gaan jou daar probeer uitvang. Hulle gaan daar vir jou solid, liquid, aqueous gee en dan gaan hulle sê jy verander die druk en dan sê jy soos hoe kom ons speel met goeters en dan is dit eintlik die antwoord geen effek. Okay, so dis net as jy by gasse is. Okay. So, hulle sê daar vir jou 'n toename in druk. Wat doen dit? 'n Toename in druk. Hoe kry jy toename in druk? Jy kry dit wanneer jy die volume kleiner maak. Okay? Of jy kry dit wanneer jy goeders inpomp in die houer wat plek vat. Okay. Goed, so 'n toename in druk, meeste van die tyd beteken dit dat die volume gaan afneem, maar dit is nie noodwendig so nie. Okay. Okay. So toename in druk sê, die reaksie wat die laagste hoeveelheid mol van gas vorm, word bevoordeel. Okay, nou kom ons kyk gou hier. So sê nou maar ons het nou hierdie vergelyking wat julle nou 'n paar keer al mee te doen gehad het. Daar is hy. Dis die Haber proses, soos wat ek nou vir jou al gesê het. Hulle is gas. So op die einde van die dag sien jy 4 gasmolekules teenoor 2 gasmolekules. Okay? So ons het hierso 4 gasdeeltjies. 1 + 3 is 4 teenoor 2 gasdeeltjies. Okay. Nou wat weet ons van gasse en jy het hierdie in graad 8 gedoen. Okay, en toe weer in graad 10 en toe weer in graad 11 en wat weet ons van gasse? Gasse beweeg die hele tyd. So alhoewel 'n gasdeeltjie so piepklein is, okay, so piepklein is, hy vat spasie op of dit vat spasie op omdat hulle die hele tyd so beweeg. Okay. So, kom ons dink net gou. As ek die voorpoep, nê? Na 'n tydjie ryk julle dit agter. Hoekom? Die gasse beweeg, dit word genoem, kan julle onthou? Met wat? Nee, dissosiasie beteken opbreek. Diffusie. Okay, diffusie beteken dit gaan van 'n hoër konsentrasie na 'n laer konsentrasie met onwillekeurige bewegings of likrake bewegings. So randomly sprei die gasse uit, want gasse neem die volume op wat dit gegee is. Okay? Nou of ek nou soos 'n bietjie poep en of ek baie poep, dit gaan die area opneem. Okay? Dit gaan aanhou beweeg. As ek baie poep, dan gaan julle net baie ryk en as ek bietjie poep, dan gaan jy ietsie ryk, maar dit gaan nie so erg wees nie. Né? Julle kan daarmee vereenselwig? Sjap. Okay. Nou dieselfde ding hierso. Gasse neem die spasie op wat dit gegee is. As jy die spasie kleiner maak,
dan gaan hy die kleiner spasie heeltemal opneem, en as jy die spasie groter maak, gaan hy die spasie heeltemal opneem. Ok, nou dit sê vir jou hierso, as jy die druk meer maak, menende jy maak die volume kleiner, dan gaan die gasdeeltjies hulle self rearrange, so reageer, dat hulle 'n kleiner spasie opneem. Ok, nou watter kant dink julle, links of regs, gaan 'n kleiner spasie opneem? Regs, want daar's 2 mol deeltjies. Ok, so wat dan gaan gebeur, is die deeltjies gaan met mekaar reageer, totdat hulle meer ammoniak vorm, sodat hulle minder spasie opneem, dat hulle minder drukking het, dat hulle nie so baie kinetiese energie in botsing het, en dat hulle nie te warm word nie, want as hulle te warm word, dan word die ewewig weer versteur. Ok, en as jy 'n afname in druk het, menende jy maak die volume groter, dan gaan die deeltjies hulle self herrangskik, so met mekaar reageer, sodat hulle 'n groter hoeveelheid mol vorm, sodat hulle groter spasie opneem. Ok, jy met my. En die KC, daar gaan geen verandering in die KC-waarde wees nie. Ok, want jy gaan hierdie konsentrasie gebruik om hierdie konsentrasie te veroorsaak, so dit gaan uitbalanseer. Goed. So hieronder sê dit vir jou, druk beïnvloed slegs die ewewigstelsel wat gasse insluit, waar die volume aan die linkerkant, so daar is left hand side, wat ek daar afgekort het, die volume aan die linkerkant van die vergelyking verskil van die volume aan die regterkant van die vergelyking. Ok, as die druk op die ewewigstelsel verhoog word, word die reaksie gedryf wat die druk verlig. Okay, so hy wil nie, so wat is druk? Eintlik druk is die hoeveelheid botsings. En botsings maak dat die temperatuur hoër gaan. So hy wil nie so baie botsings hê nie, hy wil nie die temperatuur laat verander nie, so hy wil dit verlaag. En 'n verandering in druk verander die konsentrasie, wat reeds bevestig is, wat nie die KC-waarde verander nie. Ok, goed, so kom ons kyk gou hierso na daai voorbeeld. Dit is presies dieselfde voorbeeld as wat ek al bo gehad het. Hierso het ek in hierdie houer, het ek 1 stikstofmolekuule en 3 waterstofmolekuules, en hierso het ek 2 ammoniakmolekuules. Nee, want dit maak sin, hulle gaan nou obviously daarmee reageer en daarmee reageer. Ok, so ons het 1 mol plus 3 mol is 4 mol teenoor 2 mol, gas. Ok, nou vra hulle, as die druk op die stelsel verhoog word, wat sal gebeur? As die drukking op die stelsel verhoog word, wat sal gebeur, Frederik? Mooi. Ok, so moenie sê die volume sal verlaag nie, die druk het verhoog omdat die volume verlaag het. Ok, so dis nie eers die druk en dan die volume nie. Goed, so as die druk op die stelsel verhoog word, wat beteken die volume het verklein? Dit sê vir jou dat die ewewig skuif na regs. Hoe gebeur dit? Dat die ewewig na regs geskuif word. Stikstof en waterstof reageer om ammoniak te vorm. Kyk, hierso gee ek vir jou nog 'n vergelyking. En jy het hom nou ook al gesien, ek dink al 3 keer, waar jy stikstofdioksied het, en dan vorm dit vir jou distikstof tetraoksied. Hierdie ene is bruin, en hierdie ene is kleurloos. Ok, nou sê hulle vir jou, 'n vermindering in volume sal. Ok, vermindering in volume beteken 'n verhoging in druk. En wanneer hulle daarvan praat, dan dadelik gaan check jy, wat is my fases wat ek hierso het? Ek het 'n gas en ek het 'n gas. Ok, so ek kan speel met hierdie twee kante. Ek sien die molverhouding is 2 tot 1. So wat het hulle gedoen? Vermindering in volume, verhoging in druk. So dit gaan na die kant wat die kleiner mol het. Wat se kant is dit? Reg, die produkte. So dit wil sê ewewig skuif regs, of ons kan sê meer van daai word gemaak
Oeh. Okay. So, jy kan die druk op 2 maniere verander. Jy kan of die volume verander, so dis wat ons nou daar imply het en dis wat ons hierso gesê het. Jy kan of die volume verander of jy kan die druk verhoog deur 'n inerte gas in te pop. Nou, wat is 'n inerte gas? Dit is 'n onreaktiewe gas. Daar is 'n onreaktiewe gas. So 'n gas wat nie reageer nie, 'n gas wat net plek opvat. Okay? Dis soos ek wat vir julle sê, reg, julle moet nou hier ek musical chair speel en ek sit die musiek aan en ek sit nog tafels hier binne. So wat maak ek? Ek maak dit net moeiliker vir julle om rond te beweeg, maar ek sit nie nog stoele by of nog kinders by nie. So dis nie iets waarmee jy kan reageer nie. Jy mag nie op 'n tafel gaan sit nie, maar ek maak dit moeiliker vir jou om by jou maatjie uit te kom, of in gasterme sit ek meer deeltjies in wat kan bots, wat meer drukking veroorsaak. Maar hy reageer nie met hom nie. Okay, so daar is 'n ander manier hoe hulle die druk kan verhoog. Okay, nou kyk ons gou weer na die grafieke. Kom ons kyk gou hierso. Ons weer dieselfde vergelyking as wat ons nou al regtig baie gehad het. En ons sien dis weer 'n konsentrasie teenoor tyd grafiek. Okay? En hulle, wag, kom ons kyk net gou tot en met ewewig. So ons weet daar is ons reagense. Hulle is baie aan die begin en dan raak hulle al hoe minder totdat dit ewewig bereik. Hy word al hoe meer totdat dit ewewig bereik. Dan sien ons nou hierso. Het iets gebeur. Okay? Kan jy sien hierdie twee is nie op die presies dieselfde lyntjie nie. Kan jy dit sien? Kan jy daar sien, hulle is nie presies op dieselfde lyntjie nie. Hulle is so titsel weg van mekaar af. Kom ons kyk gou weer temperatuur. Waar was temperatuur se lyntjies nou weer dieselfde? Die temperatuur se lyntjies was by die reaksie tempo. Het hulle saam opgegaan of saam afgegaan. Okay? Hierso is dit by konsentrasie waar dit saam opgaan of afgaan. Maar hulle is nie presies op dieselfde lyntjie nie. Okay. Hulle sê vir jou daar was 'n toename in druk gewees. Okay, of 'n afname in volume. So dink gou hierso, gas, sharp. Hierdie is 2 teenoor 1. Okay? As ons die volume minder maak, dan gaan dit die voorwaartse reaksie word beïnvloed. Okay, so kom ons kyk gou hierso. So dit beteken meer produkte word gevorm, bla. Ons sien meer produkte is gevorm en ons sien hierso dat die reagense afneem en dit maak sin want die reagense word gebruik om produkte te vorm. Maar nou wil ek weet hoekom gaan hulle albei so bietjie op? Wie se vraag is dit? Dis Leandrie se vraag. Okay. Of kom ons kyk gou hierso. 'n Afname in volume, dalk help dit jou en ek wil hê almal moet dink. Want nou hierdie is die grafieke wat jy kry net in op eksamen. Okay, 'n afname in volume. Ag, ekskuus, hierdie was 'n ja, hierdie was 'n afname in volume. Hierdie was 'n toename in volume gewees. Okay. So 'n toename in volume beteken groter volume, die druk is minder, so dan gaan die terugwaartse reaksie beïnvloed word. Nee? So dan hierso blablabla ewewig toename in volume, groter area. Daar het iets gebeur, maar dan sien jy die terugwaartse reaksie word bevoordeel. Maar ek wil weet wat het daar gebeur. Daar sou gebeur en wat het daar gebeur. So hierso kan jy sien albei is af en hierso kan jy sien albei is op. En ek wil weet hoekom. En ja, maar watter effek het dit? Soos hoekom gaan dit af? So? So? Okay. Ja, dan moet op spring. Het jy gehoor wat hy gesê het? Nee. Kyk draai om Linden sê vir die klas. Hier is die antwoord. Dis reg? Is heeltemal reg? Die hoeveelheid wat binne is bly dieselfde, maar die volume verander. So daarom is die konsentrasie
Okay. Goed, so jy moet vir jouself vra, dames en here, wat is op my asse nou weer? Konsentrasie. En vir ewig en altyd, as jy 'n grafiek kry, moet jy vir jouself vra, wat sê die gradiënt vir my? Hierso sien jy 'n verskriklike toename in die gradiënt, en hierso is 'n verskriklike afname in die gradiënt. Wat beteken hierso, is obviously met tyd, die konsentrasie het verskriklik toegeneem en die konsentrasie het verskriklik afgeneem. Wat is konsentrasie? Konsentrasie is die hoeveelheid deeltjies per volume. Dit is wat konsentrasie is. So wat het hulle gedoen? Hulle het met die volume gespeel. Okay? So as jy hierso, wat het hulle gedoen? 'n afname in volume. So die volume baie kleiner gemaak. Wat gaan hierso gebeur as die volume kleiner gemaak word? Dieselfde hoeveelheid deeltjies, as dit nie deeltjies minder of meer gemaak nie, dan gaan die konsentrasie toeneem, want die volume is kleiner. So die volume van, die konsentrasie van albei gaan ewe skielik op, want daar's net meer deeltjies per volume. Okay? Selfde ding hierso. Hulle het die volume groter gemaak, toename in volume. So daai ding is baie groter. So wat beteken die konsentrasie is baie kleiner vir al twee. Okay? Dis is om dadelik hulle in 'n groter houer te sit. So dan is die konsentrasie baie minder vir albei en dan begin hulle met mekaar te reageer en meer wat ook al te vorm en hulle bereik die ewewig. Is julle met my? Ja. Sien vir jouself vra, wat is hierdie ding? Wat is konsentrasie? Die hoeveelheid deeltjies per volume. Okay, dan kyk ons gou na die tempo grafiek. Okay, so ons het reaksietempo teenoor tyd en ons het weer presies dieselfde boringformule. Dan sien ons hierso het ons dit is die voorwaartse reaksie, hierdie is die voorwaartse reaksie, ja. Hierdie is die terugwaartse reaksie en daar bereik hulle ewewig. Wat het hulle hierso gedoen? 'n afname in volume. Wat is 'n afname in volume? Dit beteken die volume word kleiner. Watter deel word bevoordeel? Die voorwaartse reaksie word bevoordeel want dit gaan na die kleiner molverhouding toe. Hierdie molverhouding is mos 2:1. Nee, so as hulle die volume kleiner maak, gaan dit na die kleiner hoeveelheid mol toe. So dit beteken die voorwaartse reaksie word bevoordeel. So kom ons kyk gou hierso kan jy sien, daar is die voorwaartse reaksie, hierso is die terugwaartse reaksie. Maar hier sien jy weer iets, daar. Wat gebeur? Okay, en ek wil weet wat het daar gebeur. Jy kan sien die voorwaartse reaksie word baie meer bevoordeel as die terugwaartse reaksie. Okay, of kom ons kyk gou hierdie kant, sien ons is dit toename in volume, maar die deeltjies as hulle mekaar vind, reageer sodat hulle groter volume opneem. So dit vorm meer reagense. Dis hoekom die terugwaartse reaksie bevoordeel word oor die voorwaartse reaksie. Is julle met my? Hier kan sien ek het tyd gevat met hierdie grafieke. Jy moet hierdie ken, goed ken. Ek dink het ek 'n ou eksamenvraestel hier ingesit. Nee, maar ons sal by ou eksamenvraestelle kom en dan sien jy, hulle meng al die grafieke met mekaar. So jy moet presies weet wat gaan vir wat. Okay, dan laastens hierso net die effek van die katalisator. Wat doen 'n katalisator nou weer? Hy verhoog die reaksietempo van die voorwaartse en die terugwaartse reaksie. So hy maak vorentoe vinniger en hy maak terug vinniger. So ewewig word vinniger bereik. Maar hy het geen effek op niks anders nie. As jy daar kyk op die grafiek, dan sien jy, hierso is ewewig bereik. Daar word ewewig bereik. En dan 'n katalisator maak net dat albei vinniger gaan. Obviously 'n positiewe katalisator, nee? So hulle word vinniger op albei en maar hulle bly by dieselfde hoeveelhede in terme van konsentrasie. Okay. Goed. Dan wil ek gou vinnig praat oor oplossings sodat ons by somme kan uitkom. Okay, ek gaan lees en dan verduidelik. Ek gaan redelik vinnig hierdeur gaan want hulle praat nie so in diepte nie. Dit sê daar vir jou, wanneer ioniese stof soos kaliumkloried in water opgelos word tot versadigingspunt. Wat is versadigingspunt, MW?
Die ewewig. So versadigingspunt is die ewewig, dit is nou net daarna, maar dit is waar hy niks meer kan oplos. Okay? So, jy het al baie dit gedoen met suiker in jou koffie of sout en water of wat ook al, jy los, jy meng en dan later kan hy net nie meer oplos nie. Okay, daar's net nie meer watermolekules meer om dat hy oplos nie. So daai is die versadigingspunt. En dit lei tot 'n dinamiese ewewig. So as jy hierso kyk, hierdie is die Shordian. Wat is hierdie reaksie se naam? Jy het dit nou nog gesê. Wat? Nee, diffusie was die regte antwoord. Dissosiasie. Daar is die dissosiasie reaksie. So dit is waar jy 'n solid vat, 'n sout, 'n ioniese stof. Jy los hom op in die teenwoordigheid van water en dan vorm dit nou vir jou die kation en die anion, die positiewe ion en die negatiewe ion. Kation en anion. Okay, so jy daar die kalium-ion en die chloor-ion. Maar hierdie is 'n omkeerbare reaksie, want soos wat dit oplos, so vorm dit weer en los op en vorm en los op en vorm. Goed, by versadigingspunt is die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Okay. Nou, hier het ek vir jou 'n grafiek van klomp verskillende soutte en hoe hulle oplos. Okay, en wat het ons op die asse? Ons het die oplosbaarheid van die sout, hoe maklik dit oplos teenoor temperatuur. Okay, so wat check ons? Ons kyk soos wat dit warmer word, hoe los dit op? So as ons hierso sien, soos wat ons dit warmer en warmer en warmer maak, is meeste van hierdie grafieke het 'n positiewe gradiënt. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, as ons dit warmer maak, gaan die oplosbaarheid al hoër. So is die oplosbaarheid van soutte exo of endotermies? Okay, behalwe natuurlik nou cesiumsulfaat, hy is teenoorgestelde, kyk nou nie, maar die res. Is my vraag, is die oplosbaarheid van soutte exo of endotermies? Okay, so ek het dit al 'n paar keer vir julle gesê, eintlik dis endotermies, maar hulle kan vir jou hierdie geen sê hoekom. Nie hoekom nie, is dit endo of exotermies? Okay. So kom ons, dis hoekom ons so groot spasie langs aan is, want ons gaan dit nou neerskryf. Is die oplosbaarheid van, kom ons gaan met 'n sout, kaliumkloried, endo of exotermies. Dit is die vraag. So voorheen het ek vir jou gesê, dit is endotermies. Wat sal gebeur as jy die temperatuur warmer maak? En dan het jy gesê die voorwaartse reaksie word bevoordeel of hulle. Nou sê ek vir jou, en nou vra ek vir jou, is dit endo of exotermies? Okay, maar ons gaan weer daai 3 stappietjies doen en hulle bymekaar bring. Okay. Goed. So die eerste ding waarna ons daar kyk is wat vir ons gegee is. Wat is vir ons gegee hierso? So ek kyk nou spesifiek na kaliumkloried. Ek het sommer nou net 'n sout gekies. Kyk nou spesifiek na kaliumkloried, daar's hy en ons sien 'n positiewe gradiënt. Wat beteken dit? Soos wat die temperatuur toegeneem het, so het hy beter opgelos. Wat beteken dit? So is die voorwaartse reaksie bevoordeel. Is julle met my? Okay, so vanaf die grafiek kan ons sien, vanaf grafiek kan ons
Kyk, gaan lees sê, van die grafiek kan ons sien dat soos die temperatuur toeneem, neem die oplosbaarheid toe, wat beteken die voorwaartse reaksie is bevoordeel. Okay? Nou, my volgende sin is daai stelling wat ek maak onafhanklik van wat ek sien. Okay. Nou, ek gaan wel hierdie inligting gebruik. Ons weet dat volgens die Chatelier se beginsel, as jy die temperatuur toeneem, sal die reaksie dit wil teenwerk deur die versteuring teen te werk. So as die temperatuur toeneem, wat gaan die reaksie wil doen? Wel koel maak deur die endotermiese reaksie te bevoordeel. Okay? So, Pieter, is jy met my? Okay? So ons gaan sê, daar sin, volgens die Chatelier se beginsel, bla 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 bla, as jy die temperatuur laat toeneem, gaan die endotermiese reaksie bevoordeel word. Okay? So volgens Le Chatelier, ek gaan die hele ding uitskryf nie, se beginsel, sal 'n toename in temperatuur die endotermiese reaksie bevoordeel. Okay, so wat het ek nou hier? So ek het hierso voorwaartse reaksie is bevoordeel en ek het endotermies is bevoordeel. Okay, so ek het voorwaartse reaksie bevoordeel, endotermies is bevoordeel. Wat was die vraag? Is die oplosbaarheid, die voorwaartse reaksie, endo of eksotermies? Wel, as jy bevoordeel en bevoordeel uitkanselleer, dan sien jy die voorwaartse reaksie is endotermies. Dis is die voorwaartse reaksie of die oplosbaarheid endotermies. Okay. Nou sê soos juffrou, terwyl jy geskryf het, dink ek is by as jy enigstens gefokus het. Maar hoe dit ding is, moet ek hierdie weet in die toets of eksamen, dis oefening. Dit is nou daai intermolekulêre kragte wat jy kan al sê, soos wat die molekule groter word, word dieselfde van intermolekulêre kragte, dis word meer energie benodig om intermolekulêre kragte te oorkom. Daai ding? Ja, wat jy al bietjie ken. Selfe gaan jy hierso oor en oor oefen. Okay. So, ek gaan net nie baie laat nie. Wat gaan die temperatuur doen op die oplosbaarheid? Kan ons sien dit is endotermies, so as die temperatuur toeneem, gaan hy meer oplos en 'n daling in temperatuur, as jy dit kouer maak, gaan dit minder oplos en dit weet ons van common sense, as jy koue water het en jy gooi sout by, dan sien jy actually daar gaan die sout en dan gaan lê onder, en as jy dit warm maak, dan los hy op. Okay? Dan die effek van konsentrasie of hulle praat baie keer van die gemeenskaplike ion-effek. Die gemeenskaplike ion-effek. Hallo Hendrik, jy nou iets geantwoord al? Nog nie. As ek vir jou sê, ek en jy het iets in gemeen, wat bedoel ek? Dit is iets wat ons by mekaar bring wat dieselfde is. So 'n gemeenskaplike, iets in gemeen, so iets wat dieselfde is. So die gemeenskaplike ion-effek. So dis die ion wat dieselfde is en watter effek het dit op hom. Okay. So kom ons kyk hierso. Hierso het ons natriumkloried wat oplos tafelsout. Okay. Hierdie ding, hy los op tot by versadigingspunt. Nou is jy in dinamiese ewewig, perfek. Nou wil jy meer natriumkloried produseer. Okay? So jy wil beteken jy wil die ewewig nou na links verskuif. Hoe kan jy dit doen? Jy kan dit op 'n paar maniere doen. Obviously die een is met temperatuur of die ander een is as jy gekonsentreerde soutsuur bygooi. Wat is gekonsentreerde soutsuur? Soutsuur is basically mos waterstofione en kloorione. So nou gooi ek dit daarby. Wat doen ek? Okay, so jy gooi nou dit by
Wat jy basically gedoen het, is jy die konsentrasie van die kloor verhoog. Ja, daar is nog 'n hieroon daarby, maar hy gaan nou met niks reageer dadelik nie. So jy voeg die konsentrasie van die kloor, maak jy meer, soos daar by ons hierso. Hierdie ene word meer. Wat wil hy doen? Hy wil ewewig veroorsaak, so hy gaan dan meer natriumkloried veroorsaak, so die ewewig kyk na links, en jy sal sien wit kristalletjies vorm binne die houer. Okay. So dit sê daar vir jou, as jy dit bygooi, is die konsentrasie van die kloor, die gemeenskaplike ioon, die ewewig skuif na links en 'n wit neerslag vorm. Okay. Ja? Wag, sê gou weer, dan gaan al die natrium opgebruik word, gaan 'n kloor oorbly. Ja. Ja, daar gaan. Dit hang wat jy wil doen met dit. Vir ons sê nou maar jy wil nou sout maak in 'n lab, wat baie simpel sal wees, maar as jy nou sou wil, dan kry jy wat jy wil hê. Jy kry jou natriumkloried wat jy gaan filtreer, en dan bly die sout agter en die ander goed gooi weg. Ja, maar sê nou maar jy wil nog van hierdie vorm, soos al hierdie goed het nie gereageer nie. Dis my man, die ewewig beteken mos daar's nie iets wat op is nie. Okay. So, ek wag eintlik vir 'n vraag, maar hy het nou nie gekom nie. Maar juffrou, sal hierdie waterstof nie net met die kloor reageer en dan kry jy nie wat jy wil hê nie. Soutsuur is 'n baie sterk suur en ons het hierdie laas jaar gedoen, dis jou volgende hoofstuk. Wat beteken die ewewig lê ver regs? Wat beteken dit? Dit beteken jy het eintlik as jy soutsuur het jy klomp waterstof en kloor-ione. Hierdie twee wil eintlik nie met mekaar reageer nie. Hulle wil nie eintlik soutsuur vorm nie, hulle bly in hulle ione. So jy gaan nie eintlik die gevaar loop dat hierdie waterstof met hierdie kloor vorm en dat jy nie kry wat jy wil kry nie. Okay? Maar as jy iets bygooi soos byvoorbeeld asynsuur, hy is 'n swak suur wat beteken sy ewewig lê ver links. Wat beteken hy wil nie oplos nie. Soos hoeveel keer kan jy na 'n horlosie kyk in een periode tree gaan? Dis hier, daar. A watching pot never cooks, so wat sou ding? Sê as jy aanhou na die horlosie kyk, gaan dit nooit bygaan nie. Dat dan. Okay, so as jy asynsuur by hierdie ding bygooi, obviously daar's nie kloor by nie, so dit gaan nie werk nie. Maar sê net maar jy het nou 'n waterstof gesoek, gaan dit simpel wees om hom by te gooi, want hy wil nie baie waterstof afgee nie. Okay. Goed. Hier is nou die hele les wat ek gister baie vinnig gegee het. So hierdie is 'n bewys van hoe om by jou ewewigskonstante uit te kom. Okay. So 'n hele groot bewys van as jy hierdie vergelyking het by sekere temperature en dit. Jy hoef nie die bewys te ken nie. Okay. Jy moet net hierdie onderste gedeelte kan gebruik. Net daai onderste gedeelte gebruik.